Goeienaand vriende. Dankie dat julle so saam reis hierdie week. Hierdie Pinksterreeks en dit is eintlik 'n voorreg toe ek nou so saam aanbid saam met die musiekspan. Dat ons regtig die geleentheid kry hierdie week om ons lewens opnuut oop te maak. Oop te maak om deur die Heilige Gees gevorm te word. Maar dat die Here ons so dieper uitnooi, dat hy ons nader trek, dat ons uiteindelik ook ons lewe wat ons leef, saam met hom kan leef. Vriende, die reeks tema wat ons ook daar ken die afgelope week is die Onse Vader gebed as lewenswyse. Ons het Sondag gehoor dat die Onse Vader gebed die grootste gebed is. En hierdie week is die fokus nie so seer op die bede van die gebed, maar op die leef van hierdie gebed. Veral hoe hierdie gebed vir jou en vir my help om saam met God te lewe. En dan, vriende, soos ons weet, is dit vir ons opgeteken in Matteus 6 van vers 9 tot 13. Maar ek wil jou tog uitnooi. Jy kan hom net hier hou hom net hierso. Jy kan dit net hierso hou, ons gaan nog nie nou saam lees. Ek wil toch vanaand op 'n ander manier begin. En ons kan nie vanaand begin met laat die koninkryk kom en net met dit wegval. Ons moet teruggaan. So ek hoop u het nou genoeg tyd op sy gesit, dat ons gou vinnig weer by die ander twee kom. Maar ek wil dit regtig hier doen, en ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik net so 'n bietjie asem te haal. Net so 'n bietjie asem te haal. Want wat Jesus hier doen, is regtig baie diep. Ons gaan vanaand, vriende, ek weet nie hoekom dit nou so uitgewerk dat die derde keer nou op my moet val, maar ons gaan regtig bietjie diep gaan vanaand. En daar gaan ook hier en daar, en ek sê dit hier aan die begin, vriende. Onthou nou, hierdie is 'n veilige ruimte waar ons is. Ruimte wat gevul is met die Gees van die Here, die krag van God. In ander woorde, dat ons ook in hierdie ruimte ook baie eerlik kan wees. En jy gaan nou verstaan hoekom ek dit sê, van die derde bede, laat die koninkryk kom, eintlik die tweede bede, laat die naam geheilig kom. Vra van my en van jou, dat ons regtig eerlik voor die Here staan. So ek wil uitnooi net daar waar jy is, ons gaan so 'n bietjie 'n recap doen van Sondag aand, die eerste bede, ons Vader wat in die hemel is. En as Jesus dit sê, dan begin hierdie gebed wat Jesus ons leer, sy disippels leer, nie met 'n versoek nie. Dit begin nie met 'n versoek nie. Hierdie bede begin met 'n verhouding. Ons Vader. En dit is so belangrik. Dit is so belangrik vir 'n lewe wat God vir ons het. Verhouding. Nog voor ons iets vra, word ons herinner, ons is nie alleen. As jy bid, ons Vader, jy is nie alleen. Ons het 'n Vader. En as Jesus sê, ons Vader, dan is dit nie 'n ver af God nie. Ons Vader is naby. 'n Vader wat reeds weet. 'n Vader wat reeds gee. 'n Vader wat reeds liefhet. Ons
Vader. Ek wil regtig hier uitkom. Raak net bewus, net vir 'n oomblik. En word onthou aan wie ons behoort. Ons Vader. Ons Vader. Die tweede bede gisteraand, laat die naam geheilig word. En dit is so diep wat hier gebeur, en voor wie wêreld verander. Moet, of nie moet nie, word ons oë verander. En ek gaan myself in die rede val. Dit is soos die laaste wonderwerk wat Jesus gedoen het toe hy die man genees het, die blinde man, om hom te laat sien. En wanneer ons hierdie bede bid, laat U naam geheilig word, is dit dat ek en jy weer in hierdie ruimte kom om te sien. Net om weer te sien. Onthou, ons kom nie in ons gebede na God om hom groter te maak nie. Hy is reeds groot. Ons kom om weer God te sien. Ons kom om weer te eer vir wie hy is. In hierdie tweede bede, laat U naam geheilig word, kom ons weer om te verwonder. Dat hierdie klein woordjie wat ons gisteraand gehoor het, heilig, nie net 'n woord is nie, maar dat dit 'n oomblik is waarin alles anders stil raak. Laat U naam geheilig word, vriende. Laat alles anders in ons lewe stil raak, sodat net hy kan oorbly. Dit is so wonderlik toe Moses daai bos betree het. Kyk, gister was daai bos sommer maar net 'n bos, 'n gewone bos. Maar vandag is daai bos wat gister doeteenvoudig was, heeltemal anders. En hierdie plek waarby Moses keer op keer verbygeloop het verander. En hy die heilige God het hy ontmoet. Hy het God so ontmoet dat dit net God is. En dit is eintlik so mooi hoe God hom dan ook bekend gemaak het as hierdie is. Hierdie God wat wees. Laat U naam geheilig word. En ek wil jou nooi om weer stil te raak, sonder om te bid, sonder om jou oë toe te maak. Maar net om soos Moses by hierdie bos wat gister heeltemal normaal was, maar wat vandag heilig geword het. Net soos hierdie ruimte van ons wat dood eenvoudig is, hierdie ruimte, toe te laat dat God weer die plek kry wat hy altyd gehad het in ons lewe, in jou lewe. En dan kom ons by hierdie derde bede, laat U koninkryk kom vanaand. Hier in hierdie ruimte, laat U koninkryk kom, begin ons bid vir meer as net ons eie lewe. Laat U koninkryk kom, meer as net ons eie lewe. Wat ons bid hier, en wat Jesus hier bid, is vir 'n wêreld soos God dit bedoel het. Laat U koninkryk kom. Hoor mooi, nie eendag nie, maar nou, hier, soos ons nou aanbid het, deur ons, bou U koninkryk
deur ons. En om vir 'n oomblik net weer stil te raak en bewus te wees van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat ons harte kom oopmaak vir 'n koninkryk wat nader is as wat ons dink. Die tema vanaand, soos op die bord, is 'n lewe wat sigbaar anders lyk omdat God se wêreld deur jou breek. 'n Lewe wat sigbaar anders lyk omdat God se wêreld deur jou breek. Kom ons lees saam vers 9. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Vriende, vanaand, laat u koninkryk kom. En ek wil begin met dit, vriende. Ons bid dit maklik. Laat u koninkryk kom. En vir 'n oomblik wil ek jou uitnooi om net so 'n bietjie na jou lewe te kyk as 'n storie. En as iemand vandag die voorreg sou hê vanaand om jou storie soos 'n boek te lees, met hierdie gebede in gedagte, met God se lewe in gedagte in jou storie, sou iemand iets van God se wêreld in jou storie lees. En ons moet dit nie ingewikkeld maak nie, kom ons hou dit eenvoudig. As hulle jou storie lees, sal hulle iets van God se wêreld sien in die manier hoe jy praat. As hulle sien hoe jy praat. God se wêreld. En as hulle jou storie lees en hulle kom by die oomblikke en die momente in jou lewe waar dinge met jou gebeur, omstandighede, situasies waarin jou lewe kom en hulle sien hoe jy reageer op hierdie dinge, sal hulle iets lees van God se wêreld in jou lewe, hoe jy reageer. En dan kom hulle by hierdie ankermomente in jou storie. Hierdie storie wat regtig jou ankermomente is. En dit is die manier hoe jy liefhet. In jou huis en in die werk, waar jy leef, in die wêreld, mense wat jou pad kruis, wat jy liefhet, en hoe jy liefhet in jou storie, in jou lewe, sal hulle iets raak lees en sien van God se wêreld in die manier hoe jy liefhet. En met dit in gedagte en met hierdie derde bede, kom ons wonder net vir 'n oomblik, wat as hierdie gebed nie net woorde is nie? Laat u koninkryk kom. Dat hierdie gebed nie net woorde is nie, maar dat hierdie gebed 'n uitnodiging is om anders te leef. Laat u koninkryk kom. En ek wil vanaand net by 3 bewegings stil staan. Die eerste is om na hierdie woordjie koninkryk te kyk as 'n ander werklikheid. Die koninkryk as 'n ander werklikheid. Ek het nou ietsie daarvan gesê, maar as ons kyk na die koninkryk, vriende, dan kan ons 'n paar dinge bysit. Wat is hierdie koninkryk?
Dis belangrik dat ons die koninkryk sal sien as God se lewe. God se lewe. Dis die koninkryk. Maar iemand het dit so mooi gesê om te sê die koninkryk is God se manier van wees. Die koninkryk is God se manier van wees. Nou ek wil vanaand net by 3 kontraste stil staan. Want as ons praat van die koninkryk as God se lewe, dan is daar onmiddellik so bietjie ietsie wat binne in ons gebeur. Want ons het mos nou die lewe wat ons lewe. So ons hoor nou, die koninkryk is God se lewe. Maar hierdie lewe staan oor die wêreld. Nou ek gaan vanaand net 3 dinge noem. Daar's baie ander dinge wat ons kan noem, maar ek wil net 3 dinge noem. As ons praat van die koninkryk as God se lewe, dan moet ons anders kyk na die wêreld. En ek wil 3 dinge noem. Die belangrikste ding vir die wêreld is prestasie. En wanneer jy begin om jou verstand te kry in hierdie lewe, en wanneer jy begin om in sekere dinge en situasies in jou lewe te wees, die gang van die lewe, die belangrikste ding in hierdie lewe en vir die wêreld is prestasie. En die diepte van hierdie prestasie is eintlik maar oordeel. Maak nie saak waar jy jou in die wêreld bevind nie, word jy geoordeel deur dit wat jy doen. Jou lewe word geoordeel. Dis die belangrikste ding in die wêreld. En as ons praat van die koninkryk, God se lewe, wat is daardie belangrikste ding? As die belangrikste ding in die wêreld prestasie en oordeel is, wat moet dan in ons lewe deurbreek? Genade. Die belangrikste ding in God se lewe, die koninkryk. Laat u koninkryk kom. Is genade. As ons vir mekaar sê vanaand, wat het ons tot hier elke dag van ons lewe gedra? Wat is dit wat ons gedra het? Wat is die belangrikste ding van God se lewe vir jou en vir my tot hier? Genade. Dis die belangrikste ding in God se koninkryk. Die tweede kontras in die wêreld, en as ons praat van die wêreld, dan is dit krag. Wat is die belangrikste krag in hierdie wêreld? Beheer. Dit gaan in hierdie wêreld, vriende. Hoeveel beheer het jy? Die wêreld se krag is beheer. En ek wens ek kon myself nou in die rede val, maar kan nie. Want al wat God nog altyd wou gehad het, is dat ons moet kies dat God ons beheer. Kyk maar net na die begin van die monargie. Die monargie. God wat altyd by sy volk was. Mens sou dink dat hulle hom sou kies. Nee, hulle wil regeer word. Hulle wil deur iemand regeer word. Die belangrikste ding in hierdie wêreld is beheer. Wat is die krag van God se koninkryk, sy lewe vir ons wat deurbreek? En ek moet vir julle sê, dis iets wat ons nie wil hoor nie. Wat is ons krag en wat is ons sterkte? Vertroue. Vir die koninkryk gaan dit
oor vertroue. Nie beheer nie. Want as ek regtig God se naam heilig. En wanneer ek by hierdie bede van Jesus kom, laat u koninkryk kom, en ek raak bewus en verwonderd oor God, dan besef ek net een ding hier. Ek het geen beheer nie. In hierdie wêreld het ek en jy geen beheer nie. Jou Vader wat in die hemel is in beheer. Die derde kontras, want kyk, uiteindelik wil ons, nie net wil ons nie, maar word ons gevul met dit waarin ons glo en regtig vanuit lewe. Nou wat is dit wat die wêreld ons mee wil vul? Wat is dit uiteindelik waarmee die wêreld ons vul? Vrees. En ek dink hierdie vrees vat baie nou hande met die beheer wat ek nou genoem het. Maar hierdie wêreld wil jou en my, sonder dat jy dit kies, sonder dat jy daarvoor vra, word jy in hierdie wêreld gevul met vrees. Vrees. God se lewe, laat u koninkryk kom, wil ons lewe ook vul. En ons sien dit veral in die opgestane Here Jesus Christus. Die afgelope tyd, na Paasfees tot nou, kom ons dit telke male agter, en dalk miskien is dit ietsie wat ons wonderliks doen wanneer ons saamkom, om mekaar te groet. Ek het julle nie vanaand gegroet met die genade en die vrede van die Here Jesus Christus nie. Maar die opgestane Here Jesus, wat die koninkryk van God sigbaar maak, bring vrede. God se koninkryk, laat u koninkryk kom, is vrede. Dit is wat ons lewe wil vul. En hier moet ons net vir 'n oomblik verdiep, want hier gebeur iets groots. En dit is dat die koninkryk verander nie net jou eindbestemming nie. En hoe baie maal bid ons nie daarvoor, laat u koninkryk kom, en dan gaan ons gedagtes onmiddellik na die hemel toe, en sê, laat daai koninkryk net kom. Laat al hierdie dinge net verbygaan. Bring daai koninkryk. Dit is interessant hoe die disippels ook die krag van God verwag het, daar in Handelinge 1 vers 8, wat ons met Hemelvaart en ook Sondag gelees het. Net voor Jesus gesê het, julle sal krag ontvang, wat het die disippels gesê? Here, gaan u nie weer u koninkryk oprig nie? Toe sê Jesus, dit is nie vir julle om die spesifieke tye en plekke van die Vader te ken en te weet nie. Sien u waantoe is ons geneig? So die koninkryk verander nie net my eindbestemming nie. En hier lê die groot ding, vriende, en dis hoekom ons sê die koninkryk kom nader as wat ons dink. Want die koninkryk verander jou daaglikse reaksies. Dit is wat God se koninkryk uiteindelik kom doen. Die koninkryk kom verander jou en my se daaglikse reaksies. En ek wil 'n baie diep voorbeeld hier gebruik, en ek kan in die begin gesê, dit kan heel moontlik bietjie ongemaklik raak vanaand hier. Maar onthou nou in watter situasie was die disippels toe hulle hierdie ontvang het. Hulle het nie hierdie bede ontvang toe alles baie mooi was en alles was reg en hulle het alles verstaan nie. Want ek dink regtig dat hierdie bede van die Onse Vader en laat u koninkryk kom is vir iets baie spesifieks. Hierdie bede is vir iets baie diep in ons lewe.
In ons lewe waarmee ons baie sukkel. Wat is hierdie voorbeeld wat ek nie eintlik wil gebruik nie, wat ek nou nog steeds probeer so 'n bietjie vir my? Hoe reageer jy wanneer iemand jou onregverdig behandel? Hoe reageer jy wanneer iemand jou onregverdig behandel? Hierdie bede is 'n gebed vir dan. Hierdie bede help ons in hierdie krisis situasie van onregverdigheid. 'n Kind van die Here wat my onregverdig behandel, dis 'n krisis. Dis 'n groot krisis, vriende. Die waarheid is, dit is hier waar die koninkryk sigbaar word. Dit is daar waar die koninkryk sigbaar raak. Die tweede beweging is ons probleem. Daar's 'n probleem. Die probleem wat ons het is nie dat ons nie glo nie. Vriende, ons glo dit. Laat u koninkryk kom. Ons glo dit. Ons glo dit. Maar hier is ons probleem. Ons leef dit nie. En die Here nooi ons in hierdie derde bede om regtig ons eerlikheid na hom toe te bring. En ons gaan dit ook nou doen. Want ons grootste probleem is nie ongeloof nie. Die grootste probleem wat ons as gelowiges het, en ons sien dit in die wêreld, vriende, ons sien dit rondom ons, is ongeleefde geloof. Hoor mooi. Ongeleefde geloof. En ek wil net 2 momente hieraan koppel. Ons hoor dat God se koninkryk wil ons regtig vul met vrede en ons bid vir vrede. Maar vriende, ek kyk na myself. En ek is vanaand eerlik met julle, dood eerlik. Ek is nou vanaand regtig eerlik. Daar is spanning. Daar's spanning in ons lewe. Ons bid vir vrede, maar daar is spanning. Daar is geweldige spanning. Dieper nog, ons bid vir God se wil. Ons bid vir God se wil. Maar vriende, ons hou vas aan beheer. Dis net om 2 te noem. En dit is hier waar een van my mentors, en ek die voorreg gehad het om hom hierdie jaar te ontmoet. En ek het hom ontmoet in Stellenbosch en ek het die hele tyd gewonder, hoe kan 'n Amerikaner, vriende, kom ons wees nou maar dood eerlik, en ek praat nou nie van een van julle kinders wat geëmigreer het nie. Ek het ook 'n baie goeie vriend wat in Amerika werk. Dit is nou nie op jou gemik nie. Ek praat van 'n Amerikaner, 'n gebore Amerikaner. Hoe kan 'n Amerikaner met 'n Afrikaanse Suid-Afrikaner oor die weg kom? En ek het die hele tyd gewonder, wat het hierdie man wat ek so die hele tyd aan sy lippe hang? Ou Andy Root. En toe ontdek ek die geheime sleutel. Hy is 'n Luteraan. Hy is van die Lutherse kerk. En daar het ek en hy so 'n bietjie hande gevat. Maar hy het ietsie wat hy sê, wat my net weer opnuut opgewonde gemaak het, toe ek weer hierdie bede bid en by stil staan, laat u koninkryk kom. En wat Andy Root sê is dat God ontmoet ons in ons werklikheid.
Jy sien, die koninkryk van God wil my en jou kom raak in ons werklikheid. En dat hy sê, hy wil ons nog verder nooi. Hy wil ons nog verder nooi as ons werklikheid. En hier kom ons nou by 'n baie diep vraag. Waar lyk ons lewe nog soos die wêreld? Waar lyk my en jou lewe nog soos die wêreld? God wil ons regtig met ons lewe kom help, vriende. Hy wil ons met ons situasies kom help. En dit bring my by hierdie derde moment, en ons het Sondag het ons so ietsie daarvan gehoor in die wag, dat hierdie regtig 'n tyd is waar God ons voorberei sodat ons iets kan dra, dat ons iets kan wees. En God wil ons daarmee help. Die koninkryk van God wil ons daarmee help, want die koninkryk is God se lewe, dit is God se wees vir hier, vir nou, vir ander, vir my. En waarby ek wil kom is dat ek en jy dra die koninkryk. Wat ons nie moet mis uit God se lewe vir ons is ook dat sy lewe vir ons momentum bou inhou. God se lewe vir my en vir jou hou momentum bou in. Dis belangrik, momentum bou in. En ek wil hier ietsie gebruik van wat Jesus gesê het. Wat het Jesus hierna gesê? Hy het gesê, gaan. En dan is dit baie mooi wat hy doen. Jesus sê, gaan om wat te doen? Hoekom moet ons gaan? Bring genade en vrede. Wat is dit? Dis herstel. Dit is doeteenvoudig genesing. Daar waar genade kom diep sak en waar vrede kom, waar ons met vrede gevul word, vriende, daar is herstel. Daar is genesing. En Jesus het gesê, gaan nog verder, bring die goeie nuus. Dis goeie nuus hierdie. Daar's hoop vir my lewe. Daar's hoop vir jou lewe. Daar's hoop vir die gemors van die wêreld. Ons het nou gesing van die gemors in die land. Daar's hoop. Die koninkryk word deur ons geleef. Met ander woorde, dat ek en jy nie net bid, laat u koninkryk kom en ons dit net ontvang nie. Nee. Jy word 'n draer. En ek kan dit nie dieper of meer intiem stel soos die volgende nie. Wanneer die koninkryk God se lewe jou raak, raak dit ander. Wanneer God se koninkryk sy lewe jou raak, raak dit jou huis. Wanneer God se koninkryk jou raak, sy lewe jou raak, dan raak dit jou werk. Wanneer sy koninkryk jou raak, sy lewe jou raak, dan raak dit jou verhoudings. Die koninkryk is so eenvoudig soos dit. Die koninkryk word sigbaar deur die klein getroue dade. Die koninkryk is so eenvoudig soos dit. Die koninkryk word sigbaar deur klein getroue dade. En hier vanaand lê die klimaks. Wat as hierdie gebed beteken? Laat u koninkryk kom.
wat as hierdie gebed beteken? Here, maak my lewe 'n plek waar U wêreld sigbaar word. Here, maak my lewe 'n plek waar U wêreld sigbaar word. Ek weet vanaand dat daar van ons is wat voel dat hulle lewe maak nie 'n verskil nie. Of hulle voel dat hulle lewe vasgevang is in gewone patrone. Of hulle lewe is vasgevang en roep na 'n verlange na meer van God. En dood eenvoudig weet ons nie hoe om dit beter te maak nie. Hoe maak ek dit beter? Hoe maak ek dit beter dat my lewe weer 'n verskil raak? Dat ek hoort. En ek dink dit is hier, vriende, waar ons mekaar weer mooi moet nader trek. Dit is hier waar ons op Pinkster weer mekaar saam bid met oop hande vir mekaar en bid, Here, hier is my lewe. Is my lewe soos dit is? Here, dit is soos my lewe is. En bou U koninkryk op hierdie lewe soos dit is. U koninkryk. Onse Vader, breek elke leuen dat ons lewe nie tel nie. Kom wys ons waar U reeds werk. Maak ons sensitief vir U Gees. Vader, sodat ons nie net glo nie, maar dat ons leef. Amen. Vriende, ek glo vas dat elke keer wanneer Jesus iets gesê het wat groot is, dan het hulle baie lekker geëet. Ook toe hy opgestaan het en hy dan hulle verskyn het, dan lees ons waar hulle saam geëet het. Hulle het vis geëet, lees ek op 'n keer. Nou ek wil net vanaand vir die soppers regtig dankie sê. Gisteraand, vriende, jene, toe ek daai koppie kry en die eerste slukkie vat, toe het die soppers my aan my ma laat dink, die aardappelsop. En ek wil net vir die soppers sê, bitter dankie. Dankie ook vir daai lekker groentesop. Ek kan nie wag wat in vanaand se beker gaan wees nie. En ek wil saam met dit vir jou sê, mag ons ook uitsien na dit wat die Here vir ons in ons beker wil kom sit. Mag daar by jou, hoe oud jy ook al is, hoe jonk jy ook al is, mag daar vir jou 'n oop verwagting wees van wat die Here vir jou in jou beker wil sit. En dan wil ek jou hê, jy moet regtig kyk na die mense om jou. Hier is genoeg van ons om vasgehou te word. Mag die Here jou seën en jou so vashou dat ons ook mekaar kan vashou. Laat U koninkryk kom.
Ek nooi die musiekspan op. Kom ons aanbid die Here saam. Toets. Dan sê hy toets. In hierdie koninkryk, erken ons Jesus as ons koning. Buig ons voor hom en sê, Here, U is baas, U is Here, ons kom meld aan, ons is deel van U kerk, deel van die koninkryk. En kom ons sing dit ook met die lied, as 'n toewydingslied, kom ons staan, sê ons, hier is die kerk, gebruik ons tot die eer. Julle is draers van die koninkryk, God se lewe
sy wees. Gaan leef soos mense in wie God se wêreld reeds begin het. Amen.